Wat kom by ons mond uit? Jy weet, dis vir my party skrikwekkend as ek hoor, wat kom by mense se monde uit? Manier hoe hulle praat, David kom in Psalm 141 en dan kom hy in vers 3, hy sê, sit en wag voor my mond, Here. Hou wag oor wat ek sê. Sit en wag voor my mond, Here. Hou wag oor wat ek sê. En ek dink dit moet elkeen van ons se gebed wees vandag, die begin van hierdie nuwe maand, te sê, Here, help my dat ek sal reg praat. Jy sien, ons woorde het krag, en dit het 'n effek op mense se lewens. Daarom moet ons bedag wees oor wat ons sê. En baie keer is dit nie wat ons sê nie, maar die manier hoe ons dit sê nie. En ek daarom Filippense 4, ken ons dit daar in vers 8, wat hy sê, vul julle gedagtes met alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is. En hoekom sê hy dit? Want dit wat in my gedagtes is, dit waarmee ek my gedagtes vul, dis wat by my mond uitkom. So as ek my gedagtes vul met alles wat mooi is, alles wat lofwaardig is, alles wat prysenswaardig is, jy sien, dit is wat by my mond ook sal uitkom. Paulus sê in Kolossense 4 vers 6, hy sê, laat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Never say mean words out of anger. Your anger will pass, but your mean words can scar a person for life. Kan ek dit herhaal? Never say mean words out of anger. Your anger will pass, but your mean words can scar a person for life. Hoor gou wat sê, wat so mooi aansluit hierso by Jakobus 1, vers 19. Hy sê, my geliefde broers en susters, wees altyd gou om te luister, nie te gou om te praat nie, en nie te gou om kwaad te word nie. As jy kwaad is, kan jy nie doen wat God wil hê nie. Dit is so waar. En dan sê ons dinge wat mense seer maak as ons kwaad is. In ons woede sê ons goed wat ons later oor spyt is. Jy weet, woorde wat gespreek is gespreek, dit is uitgespreek. En as jy iemand seer gemaak het, gekwets het daarmee, dan ons kan 100 maal gaan sê, ek is jammer, vergewe vir my. Maar daai woorde is gesê. En dan vers 26 van Jakobus 1. Hy sê, as jy dink, jy is godsdienstig, maar jy hou nie jou tong in toom nie, bedrieg jy jouself. Jou godsdienst is niks werd nie. Dis verskriklike woorde hierdie. Hy sê, as ons dink ons is godsdienstig, met ander woorde, ons sê ons dien die Here, ons stap die pad met die Here. Maar hy sê, as ons nie ons tong in toom hou nie, as ons nie ons woorde tel wat ons praat nie, as ons nie 'n wag voor ons mond sit nie, as ons sê, baie mense sê mos, man, ek sê wat ek wil sê, ek maak nie van my hart 'n moordkie nie, ek sê net soos 'n ding is. En dan maak dit nie saak hoe seer hulle maak, of hoe hulle woorde mense seer maak nie. Maar hy sê, as ons nie ons tong in toom hou nie, as ons nie ons woorde weeg nie, hy sê, beteken ons godsdienst niks nie. En hier is 'n vers wat vanmôre met elkeen van ons praat, en dalk net 'n bietjie vir ons tot stilstand druk, en sê, wat weer eens die vraag vra, wat kom als by my mond uit? Hy sê, Jakobus skryf in Jakobus 3, ken ons dis die bekende gedeelte oor die tong, en dan sê in vers 9, partykeer loof hierdie tong ons Here en Vader, en ander kere vloek dieselfde tong mense wat na die beeld van God gemaak is. Partykeer loof hierdie tong ons Here en Vader, ander kere vloek dieselfde tong mense wat na die beeld van God gemaak is. Hy sê, dit beteken dat lof en vloek uit dieselfde mond kom. Dit kan tog nie so wees nie, my broers en susters.
Kan 'n fontein uit dieselfde oog soet en bitter water laat opborrel? Kan jy olywe van 'n vyeboom afpluk of vye van 'n druiwestok? Net so min as wat in brakbron vars water kan voortbring. Ek dink nie ek hoef vanmôre iets te sê daaroor. Maar my gebed is dat elkeen van ons bietjie sal self ondersoek doen vanmôre. En dink hoe praat ons? Iemand het eendag vir my gesê, is ook 'n persoon wat sommer so die vloekwoorde val maar sommer dis sy spreektaal, dit val maar sommer net so uit in. Toe is eendag daaroor gepraat, toe was sy woorde aan my gewees, ag, die Here moet my maar so aanvaar soos ek is, dis maar hoe ek is. Ons hoef nie so te wees, die woord sê, ons kan nie aan die een kant die Here loof en prys, in die volgende oomblik vloek ons met hy selfde tong, vloek ons met God se maaksel, dis God se mense met wie ons werk. Efesiërs 4 vers 29 sê, moenie enige vuil taal gebruik nie, gebruik eerder die regte, opbouende woorde wat nodig is om die wat luister te bevoordeel. Dit wat ek praat, bevoordeel dit mense of benadeel dit mense? Hy sê in Efesiërs 5 vers 4, ook skurwe stories, ligsinnige praatjies en vulgêre grappe pas nie by julle nie. Wat by julle pas, is om God te dank. In ander woorde wat uit ons mond kom, moet mense opbou en om God te dank. Dan kom Petrus in 1 Petrus 3 vers 9 sê, vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle kan seën ontvang. In ander woorde, as ek mense seënwoorde uitspreek, dan word ek ook geseën. Maar hy sê, moenie skeldwoorde met skeldwoorde vergeld nie. En jy sien wanneer, dis ons, maar in ons as mens, as iemand ons skel, lelike dinge sê, dan wil ons hom daarom ook iets by sê. Maar die woord van die Here sê, moenie kwaad met kwaad vergeld, skeldwoorde met skeldwoord. Moenie laat daar skurwe praatjies uit jou mond uitkom nie, vuil grappe nie, ligsinnige praatjies nie. En ons moet die regte opbouende woorde gebruik om mense op te bou, mense te seën. Kom ons maak dit ons voorneme vanmôre om vandag te let op dit wat ons sê, hoe ons dinge sê en dat ons mense seën, want die woord sê dan word ons ook geseën. Die woorde wat ons praat het krag, die woorde wat ons praat het 'n invloed op mense se lewens. En ek sluit af met Spreuke 15 vanmôre, waar Salomo kom en hy sê 'n vriendelike antwoord kalmeer die gemoedere. 'n dwars antwoord laat woede opspring. Hy sê die woorde van wyse mense maak kennis aanloklik. Dwaase mense borrel oor van dwaase dinge. Die Here sien oral wat gebeur. Slegte mense, sowel slegte as goeie mense, hou hy dop. Dan sê vers 4, vriendelike woorde bring lewe. Bedrieglike woorde vernietig mense. Vriendelike woorde bring lewe, bedrieglike woorde vernietig mense. Hoe lyk my woorde? Vriendelik tel ek mense op. Jy weet, deur my vriendelikheid kan ek mense se lewens verander. Deur my vriendelike woorde aan mense kan ek mense se lewens verander. Kom ons let daarop, kom ons maak seker. Kom ons fokus daarop. Wat praat ek alles? Hoe lyk my woorde? Dit wat by my mond uitkom. Tel ek mense op? Seën dit mense? Of ontstig my woorde mense? Hemelse Vader, dankie vir hierdie week. Dankie vir hierdie woord, hierdie kosbare woorde van U.
dat U ons net kom waarsku, dat U ons weer kom herinner. Maak seker, hoe praat julle? Dankie dat U ons help, Here, dat ons woorde altyd vriendelik sal wees, altyd met sout besprinkel sal wees, dat dit sal lewe gee aan mense. Dankie dat U ons help. Dankie Heilige Gees vir die inspraak. Ons eer U, ons loof U vir al U goedheid en U guns in Jesus naam. Seën my boeties en sissies in Jesus naam. Amen. Ons leef tydelik, ons leef nou. Hierdie is 'n deurgang waarin ons almal vas wil klou. Die wêreld is my woning, die aarde is groot. Ons almal wil net ergens aan iets behoort. Party mense het baie, ander mense het niks. Ek luister na die see, maar 'n ander man hoor niks. Ek sien die son wat sak, maar 'n ander man is blind. Waar op hierdie aarde gaan ons ooit ons vrede vind? Ons leef voluit, ons sien die wêreld. Ons leef in Afrika se son, maar ons voel sy honger. My kinders is gelukkig, ander kindertjies het pyn. Waar is ons liefde vir mekaar? Drink ons van God se wyn. Ons leef tydelik, ons leef nou. Hierdie is 'n deurgang waaraan ons almal vas wil klou. Ons moet die wêreld help, ons harte